Goeiedag. Ek het laas week met u gepraat oor die lojaliteit, die getrouheid, die belofte hou van die Regabiete. Jy moet gaan kyk. Maar wat is hierdie belofte wat hulle gehou het? Hoekom na hierdie belofte het die Here besluit om hulle so te seën? Is 'n lekker storie, jy moet gaan lees Jeremia 35. Hierdie Regabiete, hulle het lankal altyd saam met Israel teen die vyande baklei. En daarom het hulle altyd ook gevolg die Joodse godsdiens. Maar hulle het nie eie land nie, hulle is buite die stad, hulle is skaapboere en hulle oupa, lankal Jonadab, het vir hulle gesê, julle mag nie boer plant nie. Julle mag nie wingerde plant nie. Julle moet altyd skaapboere wees, wat buite die stad woon. Julle moenie land koop nie, en julle moet in vrede leef met almal. Julle sal rondskuif, maar julle sal dien die God van Israel. En hierdie Regabiete, hierdie nageslag, hulle hou vas, nou amper 600 jaar later, Jeremia die profeet, nooi vir hulle, hierdie mense, wat so vas aan, ek wil amper sê, oupa beloftes is. En hy nooi vir hulle na die tempel, en hy wys vir hulle die tempel, daar waar die wyn gebêre word. En hy sê vir hulle, geniet 'n bietjie wyn. En hulle sê, nee, ons kan nie, ons sal nie wyn drink nie. Want dit is deel van ons belofte aan ons oupa, dat ons sal nie wyn drink nie. Nou, ek praat nie vandag oor wyn drink ja of nee, dis nie waaroor ek praat nie. Maar ek kan vir jou verduidelik, maar hoekom is daar dan wyn in die tempel? Dit was deel van die offer. Jy al gelees in die Bybel, daar's 'n drankoffer, kom ek verduidelik. 'n Drankoffer word altyd saam met 'n brandoffer gegee. Dit beteken, sê nou maar 'n voeltjie, 'n duif word geslag en op die altaar geplaas, dan word daar van die beste wyn. Daardie wyn in die tempel is die beste wyn. Dan word daar van hierdie wyn om die altaar, so op die kante en die voetstukke gegooi. En dit is dan nou deel van die reuk, deel van die offer aan die Here. So as dit 'n lammetjie is, dan is dit nou, sê nou maar 'n 3/4 liter, as dit 'n groot bul is, 1,5 liter, so is daar dan altyd ook van die beste wyn gegee. En nou hierdie Jeremia kry opdrag van die Here. Hy sê, gee vir hulle van hierdie wyn. Daarom hy nooi hierdie Regabiete mense, hy sê, hier is die beste wyn in Israel. Vat 'n slukkie. En hulle sê, ons het beloof. Nou daar was nie 'n absolute wet, jy mag nie wyn drink nie. Ek wil nie praat oor die wyn vandag nie. Maar ek wil vir jou dit sê, dat hierdie mense het 'n belofte gemaak, of dit nou sou sonde wees of nie. Hulle het 'n belofte gemaak aan hulle voorvader, wat die Here gedien het en gesê, ons sal nie. Nou 600 jaar later, onthou hulle nog daardie belofte. Dan verstaan 'n mens hoekom die Here vir hulle so seën. Dan verstaan 'n mens hoekom hulle al daardie jare, terwyl hulle nie land het nie, terwyl hulle nie eiendom het nie, terwyl hulle maar skaapboere is, die Here altyd vir hulle gesorg het. En nou kom die mense van die Regabiete na Jonadab en hulle sê,
Ons het 'n belofte gemaak. En dis die punt van hierdie storie, dat hulle het 'n belofte gemaak. Of dit 'n perfekte belofte was, of dit iets is wat die Here vir hulle opdrag gegee het, nee, hulle het 'n belofte aan 'n persoon gemaak. Hulle is lojaal. En nou sê die Here, hulle het 'n belofte aan hulle voorvader gemaak. Maar julle, Juda, julle kan nie eers die belofte wat julle aan my, die ewige God, die almagtige Skepper wat vir julle alles gee en doen, julle kan nie eers julle belofte volg nie. Sien jy die verskil? Hierdie mense het aan 'n mens beloof, maar het jare onthou. En hierdie Juda mense vir wie God wonderwerk gedoen het, kan nie eens onthou die beloftes wat hulle aan die Here gemaak het nie. So Juda word in Jeremia 35 vers 17 sê die Here vir hulle, daarom so sê die Here, die God van die leerskare, die God van Israel, ek bring oor Juda en al die inwoners van Jerusalem, al die onheil, al die slegte dinge, wat ek teen julle gepraat het, omdat ek met hulle praat, maar hulle nie luister nie. Ek het hulle geroep, maar hulle het nie geantwoord nie. En weer maak die Here 'n belofte aan die Rekabiete, dat hulle sal voor die Here kan staan. Die Here sal vir hulle seën. God waardeer as ons beloftes hou. Miskien as jy onthou toe jy getrou het, het jy aan 'n mens, jy het aan jou vrou beloof. Ek sal altyd daar, ek sal vir jou sorg, ek sal voorsien. Miskien het jy vir jou kinders beloof, pappa sal altyd daar wees. Miskien het jy by die werk dinge beloof. En hier is die punt wat ons moet leer uit hierdie storie. As jy wil toets, maar hoe waar getrou lojaal is ek aan die Here, toets dit aan hoe getrou is jy aan die beloftes wat jy aan ander mense maak. En as ek daaraan dink, dan is ek ook skuldig. Ek kry skaam. Want soms jy praat maklik en jy vergeet. En daarom is dit ook belangrik, as ek vir jou beloof het en ek het vergeet, dat ek ook vir jou moet sê, ek is jammer. Ekskuus. Maar dis die punt van hierdie storie. Ons hoef nie te volg presies die belofte wat die Rekabiet mense gemaak het nie. Maar ons moet volg hulle voorbeeld, wat hulle gesê het, hulle doen. Nou, as ek wil besigheid doen met iemand, en ek agterkom, hy sê en doen is dieselfde, dan weet ek, hierdie is lojaal persoon, ek kan vertrou, ons kan saam toekoms saamwerk. Maar as hy praat, beloof, doen niks. Hoe kan ek vir hom meer besigheid gee? Hoe kan ek hom vertrou? En dis die probleem wat die Here gehad het met Juda. Hulle praat mooi, hulle offer mooi, hulle maak die regte geluide, maar hulle harte volg nie die belofte nie. Hulle breek maklik. En dis die doel van hierdie storie. As ons so getrou aan God kan wees, soos hulle aan hulle voorvader, sal dit die wêreld verander. Mag die Here ons help, om ook soos hy lojaal aan ons, dat ons weer sal onthou, ons het 'n verbondsverhouding met hom. Toe jy Jesus aangeneem het, wonderlik, jy's verlos, dis die wonderlikste dag. Maar dit was ook die dag van verbondsluit, waar jy eintlik gesê het, ek het met my mond gesê, Here, van nou af is U koning in my lewe. En ek wil vanmôre opnuut saam met jou vir die Here vra,
Here, help my om lojaal te wees aan my eie woord, aan mense, as 'n getuienis, dat ek ook lojaal is aan U. Dat my ja sal wees ja, en my nee sal wees nee. En dat ons, as U liggaam op aarde, bekend sal word, opnuut vir ons lojaliteit, ons vas aan U. In Jesus naam. Amen.